Goeienaand geliefdes, dis 'n voorreg om weer saam te kan reis en ons is in die hoofstuk wat gaan oor die vergifnis van ons sondes. En 3 stasies waar ons spesifiek vanaand wil stil staan is ons verantwoordelikheid rondom sonde. 2, die skuldgevoel wat ons dra en 3, die heiligheid van God wat in sy wraak sonde dan straf. Die teksgedeelte wat ons lees vanaand kom uit Romeine 3 vers 23. Dit lees: Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ons moet vir mekaar baie belangrik sê, ons is nie robotte wat vooraf geprogrammeer is om op 'n bepaalde manier te funksioneer nie. God gee vir ons die vrye wil om vir hom te kies of teen hom te kies. En daarom is ons ten diepste verantwoordelik vir ons sondes. Ons kan nie ons natuur blameer nie, ons kan nie ons omstandigheid blameer nie. Ons is 100% aanspreeklik vir dit wat ons doen, dink, vat, raak, sê, dit is binne ons verantwoordelikheid. Omdat ons nie dierlik is nie, maar God ons bekleed met 'n rasionaal en 'n vermoë om te kan dink, is dit baie belangrik om te besef dat wanneer ons kyk na die straf, dan is een van die bepalende faktore natuurlik om die motief te gaan ondersoek. Dis die verskil tussen moord en manslag, gaan oor motief. In ons geval kan ons nie die motief motiveer deur te sê ons het nie geweet nie, ons kan nie, want ons het geweet. En die Here het dit in ons vermoë geplaas om nie teen hom te sondig nie. En daarom dan is alle forme van sonde kwaadwillig met die volle wete wat die implikasie daarvan is. En dit maak dat vergifnis nie net goedkoop kan wees nie, maar dit is duursame vergifnis. En hoekom dit duursame vergifnis is omdat die oortreding groot is. Die tweede gedagte is rakende ons skuldgevoel. En ons skuldgevoel kom nie net uit 'n plek van vernedering of 'n sielkundige toestand nie. Ons skuldgevoel is ten diepste 'n toestand van ons voor 'n heilige God. Alhoewel ons 'n bepaalde emosionele ervaring het rondom skuld en skuldgevoelens, is die grootheid van die saak nie my emosionele ervaring nie, maar meer my staan voor die Here. En dis hoekom ek wel skuldig kan voel, maar eintlik staan ek in skuld voor God. En dis waar die gewig van die situasie lê. En dit is hoekom wanneer ons kyk na Jesaja 6, hy by daai plek uitkom waar hy sê, wee my, ek het onrein lippe, ek het die koning gesien, die Here die Almagtige, wee my. En daarom is die effek van die kruis nie net om my te verlig van my skuldgevoelens nie, maar ten diepste om my te verlos van my skuld. En laastens staan ons dan stil by die gedagte, die wraak van God. En daar's 'n baie bepaalde teksgedeelte in Romeine wat sê, die wraak kom die Here toe. En ek dink dit staan met regte in Romeine daar. En die rede hoekom dit vir ons belangrik is, as ons dink aan wraak, dan dink ons aan buitebeheerste, emosionele respons, 'n woedende, onbeheerste tipe van wraak, uit kwaad uit. En wanneer ons dink aan God, God is nie soos ons nie. En dis hoekom die wraak om toekom. God is planmatig, hy is in selfbeheers. Dit is nie net 'n emosionele ontploffing van hom nie, maar ten diepste sy geregtigheid wat deurbreek. En as ons dit vir mekaar sê, dan sien ons dat God in sy heiligheid, in sy geregtigheid, dan die wraak neem. Die Here Jesus spesifiek, wanneer ons sien dat God hom in sy liefde gee,
dan is dit maklik om 'n prent te sien van Jesus wat net vol liefde, genade en deernis is. En tog is dit vir ons so belangrik om te sien, dat wanneer ons Openbaring lees, daar wel gestaan, wee ons, berge val op ons, heuwels bedek ons vanweë die oordeel van die Lam. So in Christus sien ons wel ook die genade, maar ook die geregtigheid. Miskien om dit dan net prakties te maak, wat beteken dit vir ons? 1 is dat ek ten volle moet besef, ek staan aanspreeklik voor God. 2, dat my gevoel van skuld een ding is, maar dat ek skuldig is 'n ander ding. En dat net deur Christus se handeling ek regverdig word. En dan 3, dat ek moet verstaan ten diepste wat 'n weersin God in sonde het, en dat ek nooit verlief kan neem met my sondes nie. In daai lig kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons sondes voor U kan bely. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U ons skuld gedra het. En dankie dat ons nou met 'n skoon gewete voor ons God kan staan. Amen.